Wie het vanmorgen die praise and worship geniet? Wie het vanmorgen 'n ywer gekry, winter of nie winter nie, maar sy naam moet ek groot maak. Sy naam moet ek prys. Wat kragtige stellings, groot krag geloof wat gesing was, mag hy alleen verheerlik word, hy is 'n waarheid. Dit raak en maak 'n mens bekommer as jy vir so ooit in die winter gaan kom. Dis verseker so, ek kan nie verseker die wat nie hier is nie 'n verskoning nie, nie almal nie. Verseker. Dit bly 'n skok. Maar dit spreek net van die liefde. Die liefde bepaal. Hy sê, niks sal my skei van die liefde nie. Nie 'n verdrukking nie. Hier is nog nie eens verdrukking nie. Hier is net 'n koue. Net verskoningkies. En hy is liefde. So as die liefde nie daar is nie, maak jy dit nie. So dom soos dit. Ek gaan vanmorgen met u deel uit sy heilige, sy kosbare woord. En dan moet ek vir u sê, vanmorgen is een van haar wat ek al by die bergpredikasie ook gesê het, en dan moet ek sê, laasweek het God ons in 'n baie besonderse diepte ingevat by die bergpredikasie. Besonders. En ek het hierdie week by die eskatologie klas gesê, ek noem julle net een sin wat ek van hom gehoor het, en ek het die sin genoem. En vanmorgen gaan ek net so 'n bietjie raak aan wat ek genoem het, wat ek by hom gehoor het. Ek het nog nie heeltemal toestemming om die volheid daarvan te bedien nie. Gaan vanmorgen net so 'n bietjie raak daaraan, en ek glo dat u wat gaan luister in die gees, gaan insig kry oor wat eintlik in store is. Nou, die skrif het mooi gekom en ons het Sondag aan by die bergpredikasie ingevat. Hy wat 'n oor het. 7 plekke vir 7 gemeentes. Hy wat 'n oor het, laat hom hoor. Dit beteken nie almal het geestelike ore nie. Net die wat 'n geestelike oor het, laat hy hoor. Dis nie beskore vir die wat in die gees hom nie wil aanbid nie. Die wat in die gees hom nie wil gehoorsaam nie. Die wat in die gees hom nie wil getrou wees. Daar's 'n verskil om kerkisties getrou te wees, godsdienstig getrou te wees, en teenoor God in gees en in waarheid getrou te wees. Maar roep ek vanmorgen, dat elkeen 'n geesoor. Wat is 'n geesoor? Dis die hart. Dis die hart wat hoor. En nou is dit 'n ander ding. As jy hoor is een ding, as jy gehoorsaam, dis 'n ander ding. Want so baie hoor, maar gehoorsaam nie. En dan net die interessantheid. So baie hoor, maar glo nie. En dan nog verder, in Nicodemus is 'n mooi tipe hiervan, hy het ook gehoor, maar nie geverstaan nie. So dit help nie ook, ek hoor, gehoorsaam nie, verstaan nie, en doen nie. Hy wat 'n oor het, laat hom hoor nou wat jy, 7 plekke, 7 gemeentes, waar die gees, met ander woorde, die waarheid, goddelike waarheid, aan die gemeente sê. En dan sê, hy wat oorwin. En dis duidelik die verduideliking, is een ding om te hoor, is ander ding om te glo. Want nie almal wat hoor, word gered nie. Nie almal wat hoor, groei geestelik nie. Net hy wat oorwin, in wat hy gehoor het. Dit beteken by geestelike implikasie, wat ek hoor, is 'n uitdaging vir my geloof, want ek moet dit wat ek nog hoor daarin oorwin. Sien net 'n blessing soos almal wil gee nie. Nee, ons is gebless. Nee, hier is 'n geestelike gehoor, wat ek moet glo, en wat ek moet gehoorsaam, en as ek dit gehoorsaam, kan daar oorwinning wees. En dan sê, en hy wat dit nie doen nie, dan sê hy by die 3de gemeente, ek sal sy kandelaar verwyder. Dis nie erg. So,
om getrou te wees, winter of nie winter, stryd of nie stryd, probleme of nie probleme. En Amanda, ek respekteer jou en Ronel. Dit sê vir my, julle geloof, julle liefde is reg. Die meeste het vanmôre verskoon nie ons gaan by die huis bly, ons iemand verloor. Maar hier sit jy in God se huis. Ronel was, hier sit Ronel in God se huis. 3 begrafnisse hierdie week al gehad. Ja, hulle kan maar hande klap kry. Ek sê altyd vir my vrou in die gemeente, wanneer dood in 'n huis intree, sien jy wat het daai huis geglo. Want hulle optrede, sê vir jou wat het hulle geglo. Mag julle geestelik maksimaal versterk word, en mag daar geen skuldgevoel by julle wees nie. Maar net 'n dankbaarheid. Vir soveel jaar het ons haar gehaat, haar geniet, en daarin sal ons hom die lof en hom die ere daarvoor gee, dat julle geestelike vashou, wat julle, hy sê dit ook vir die 4de gemeente, hou vas wat jy het, totdat ek kom. Kosbaar. Nou, vanmôre gaan ek die woord lees, en ek het al ook hier uitgepreek, en jy weet nou, daar's nie nuwe skrif nie, dis ou skrif wat hy nuut maak. En ek het al hier ook uit gepreek in die verlede, en vanmôre gaan ek, moet u baie dieper en verder by, en nou moet ek nou vanmôre vir jou sê, wat ek net mee begin het, eintlik voel ek soos party bergpredikasie ander, ek wil almal net so vat. En alles wat ek het, en wat ek gehoor het, in hulle ore fluister, want u verstaan, daar sekere verborgenhede wat nie vir almal beskore is nie. En dis nie nou dat die mense nie gaan nie, maar jy wil nie sy woord laat misbruik nie. Sy woord is te kosbaar om op rotsagtige plekke te val. Jy soek sy woord net op vrugbare grond. Vir daai rede voel ek wil almal so vat en teen my vasdruk en net in julle ore vanmôre fluister. En nou moet ek sê, ek preek nie vanmôre voluit nie. Ek gebruik weer die uitdrukking wat ek baie gebruik, ek vat net aan die deur se hendel. En as hy later ons toelaat, sal ons instap en meer hieroor praat en hieroor preek, maar ek roep sy heilige Ruach om elkeen nou te bevrug, te hoor, te verstaan, te doen, want ek soek hierdie week in elkeen se lewe 'n oorwinningslewe. 'n oorwinningslewe, 'n oorwinningslewe. Kom ons lees verder. Nou dis vreeslik interessant. Kosbaar, jy het nie fout gemaak nie. Toe ek die skrif afneem uit die oorspronklike woord, want u lees elke Sondagmôre oorspronklike woord, sê vir ou Bernardie so dankie, sy tik dit elke liewe môre, ek neem dit af van my huis en dan stuur ek dit vir haar, en dan gee ek vir haar ook die tema. En vanmôre op daai staan het nog nie die tema geweet nie, dan sê ek van weet nog nie. Met die gedagte, want dit gebeur baie by my, julle moet nie hierdie goed alles tyd nie, dit gebeur baie by my, dat wanneer ek in afsondering is, die is nie vir vrou kyk nie, wanneer ek in afsondering is, dan het ek nog nie die tema nie, maar soos die kommunikasie vorder, in die openbaring kom, dan kry ek meer die tema. En nou vanmôre het ek dit nog nie gekry nie, maar nou, die cherry op die koek, nou klink die tema 100% reg. Mag daar 'n dubbele deel van sy guns en sy liefde op jou rus, vir jou mooi opregte hart. En mag jou hart altyd so opreg teenoor jou Skepper bly. Dis pragtig, dis mooi. Goed. Ja, ek moet nou mooi gedra. Want die wet, vers 1. Jy moet nou mooi rustig gaan probeer stadig lees. Eintlik moes ek al hierdie verse gelees het vanmôre, maar ek net besef, dis te veel, dis tot vers 39, jy kan dit by die huis gaan lees. Dit is net uniek. Jou vanmôre het hy my vasgevat terwyl ek gelê en bid het, op my aangesig gelê en bid het, hoor ek hoe duidelik sê hy vir my, begin by Hebreërs 1. En ek dog toe, en ek kry die tweede vers, besondere inspraak, Hebreërs 1 vers 2, en op daai staan gedink, ek gaan net daaroor praat. En toe ek my konkreet te lees ek tot al by hoofstuk 10. En toe hou hy my vas. Toe bevrug hy my eers.
by hoofstuk 10. Maar toe vloei alles so mooi en toe het ek baie meer begrip. Vers 1. Van die wet, hoor nou mooi, wat 'n skade wee het. Met ander woorde is nie die ware Jakob nie. Is 'n skade wee. En enige een kan in daai skade wee beweeg. 'n Skade wee het. Van die toekomstige welddade nie. Want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige welddade, nie die beeld self van die dinge nie. Met ander woorde, soos ek nou net gesê het, is nie die ware Jakob nie. Is net 'n skaduwee van toekomstige weldade. Pragtige goed, goeie goed, wat ek en jy vanmôre moet hoor en kan hoor en wil hoor. Nou sê, kan nooit, hierdie skaduwee, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree. Met ander woorde, hulle wat, en dis nou vreeslik, hulle wat graag heilig wil lewe. Hulle wat graag gehoorsaam aan hom wil wees. Hulle wat graag meer van hom wil weet, sê hy, kan nooit tot volmaaktheid lei nie. Met ander woorde, in watter toestand in die wettiese tyd het hulle gelewe. Alhoewel daar by sommige van hulle die drang en die begeerte was om meer te weet, meer te verstaan, en om meer in hulle eie wese van oorwinning, want die offers het gegaan oor oorwinning, het gegaan oor versoening, né? Ensovoorts, ensovoorts. Maar nie een van daai offers, sê hierdie versie, was in staat om elkeen se begeerte tot volmaaktheid te bring nie. Met ander woorde, besef dadelik die tekort wat die wet gehad het. Hoor mooi, die tekort wat al jou oud-testamentiese manifestasies het. Dit bring 'n innerlike sensasie, maar nie 'n geestelike losmaking tot volmaaktheid nie. Hy sê terug, dit was net 'n skaduwee. Hy sê, daai offers was nooit in staat om die wat wel 'n begeerte en 'n drang het, tot volmaaktheid te. Mag ek vanmôre net gou hier iets manifesteer? Wie sit hier vanmôre wat 'n persoonlike, besondere begeerte het? My God, hier moet u vir my aan deurkom. My God, hierin moet u vir my, hou net vir 'n oomblik jou hand. Nou moet ek vanmôre vir u sê, nou kan ek en jy so bly en dankbaar wees, ons is nie meer onder die wet nie. Met ander woorde, dit beteken, jy kan nie vanmôre teleurgesteld word nie, jy kan maar laat sak, maar vanmôre is daar 'n offer wat volmaak is. Halleluja. Met ander woorde, sodat elke wat 'n drang en 'n begeerte het, anders as in die wettiese tyd, na die volle weldaad. Is dit nie kosbaar nie? Gee dit nie sommer dadelik halleluja nie? Gee dit nie dadelik sommer 'n blydskap nie? Gee dit nie dadelik sommer 'n dankbaarheid nie? En 'n groot besef hoe groot en hoe goed is hy. Nou hoor in vers 2, anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat diens verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn. Wow. Met ander woorde, dit beteken vanweë my ervaring van die offer wat ek bring, daar so die wettiese offer, en nou sien ek hier gaan dit op. Nou, dit was 'n begeerte, dat nou die bewussyn van my verlede is nou weg. Dit het nooit gebeur. Jy moet onthou wat ek nou sê, want ek gaan net nou die parallelle trek. Hierdie offers was nie in staat, hoor nou mooi, want ek bring dit nou na my en jou toe, om
skuldgevoelens weg te vat nie. Nou wil ek vanmôre net gou vinnig hier inspring. As ons vanmôre, almal wat hier sit, werklik, ek praat van soos dit deur die offer van Jahweh bepaal is, as ons almal wat hier sit vanmôre geen skuldgevoel het nie, het ons net 'n vrymoedigheid om in die allerheiligste dan in te gaan. Want niks keer ons dan nie. Dis net skuldgevoel wat ons weghou. Dis net skuldgevoel. Ek gaan dit nou prakties maak en hierdie is my vreeslik opgewonde en interessant want Nico was dit nie en ek het dit nooit in my bediening en my geloof gesoek nie, maar Jaffa het die afgelope paar maande vreeslik sterk in my gees losgemaak. En hier kom 'n gawe manifestasie deur my in hierdie gemeente wat nooit voorheen gebeur het nie. So maak u wat u sê, maak u los vir 'n bonatuurlike kragwerking van die God wat lewe. Hy werk dit in my en ek gee meer en meer oor daaraan. Hy teach my op die huidige oomblik en ek glo op die regte tyd gaan dit manifesteer, want sy tyd is altyd die regte tyd. Maar ek kom terug, as u en ek vanmôre geen bewussyn van enige swakheid het nie. Hoor mooi, het swakheid, sonde, skuldgevoel, geen bewussyn het nie. Beteken dit dan dat ons almal die geestelike vrymoedigheid om in die allerheiligste in te beweeg, hoor nou mooi, uit te kom, en vir enige probleem, wat jy mag sien, te kan sê, stop onmiddellik, verdwyn onmiddellik, wie hoor wat ek sê? Mag ek vra, as jy mense hier vanmôre, wat dit verlang, hy wil ingaan in die allerheiligste, en as hy uitkom uit die allerheiligste, nou wat beteken dit nou wat ek vandag sê, is net gou vinnige demonstrasie, is dit tipe van hierdie diens, is dit tipe van jou gebed by die huis, is dit tipe van jou verhouding met hom, enige iets wat jy met hom kommunikeer, beteken jy gaan in die allerheiligste in. Jy staan nie buite en praat, nou jy gaan binne. Ek wil elke van nou, jy moet dit nou leer, vanaf moet jy dit weet. Pastoor, kom teach ons, want God het my klaar hier gesê, hy gaan sy krag binnekort hier openbaar. Maak julle reg vir 'n bonatuurlike openbaring van krag. En luister mooi, nie net deur die pastoor nie, hy gaan deur siele wat vanmôre 'n oor het, wat vanmôre hoor, gaan hy bevrug, gaan hy salf en seën. Dan gaan elke een 'n vrymoedigheid hê, het sy by die werk, het sy in omstandighede, het sy by sieke mense, as jy daar kom, vanweë jou oppersaal ondervinding. Ek gee 'n praktiese voorbeeld. Jy ry net werk toe, argument onthaalwe. En terwyl jy werk toe ry, sing vanmôre 'n pragtige koortjie in jou binneste. 'n Pragtige, help my gaan met daai woorde. Dis iets van as ek net 'n call upon his name, anything will rise, or what? Anything, dead will come alive, or whatever. As dit nou net in jou gees op pad werk toe lewe, en jy hou gemeenskap daarmee, en jy voel sy teenwoordigheid, met ander woorde, jy's in die oppersaal. Ek herhaal, jy's in die oppersaal. Daar is geen bewussyn van swakheid nie. Geen bewussyn van 'n konkord nie. Maar net 'n oortuiging. As ek sy naam spreek. Wie hoor wat ek sê? Luister, ek is los van enige bewussyn wat my kan keer. Van enige bewussyn wat my kan stop om hierdie bonatuurlike los te maak nie. Maar ek is net in 'n vryheid van sy heilige ervaring by die roep van u naam. Luister mooi, dan kom jy by die werk en ongeag wat se krisis ook al jou oë staar. Ek gaan nou sommer 'n voorbeeld doen. Iemand besig om dood te gaan. Maar call upon his name
is hier binne jou. En jy het geen bewussyn. Dit kan nie gebeur nie. Jy het net 'n sekerheid. It is finished. As jy op daai oomblik dan optree, is daar niks wat jou kan keer om te kry wat jy nou net gevra het. Waarom? Want jy was nie besig met 'n wettiese offer nie. Want daar's 'n ander offer. En daarin herdenk ons daai offer. 'n volmaakte offer. En luister, daai offer stel my en jou in staat om los te kom waar hierdie wetse offers. En ek weet nou, dink baie van ons, o, dit is so, omdat ek nog 'n conscience het en omdat ek nog 'n bekommernis het, beteken dit, sy bloed het my nog nie losgemaak nie. Net soos jy sê. Want as jy die volheid glo van die krag in sy bloed, sal jy geen bewussyn van die verlede het nie. So ek en jy moet ons mind opmaak. Wat glo ek? En wat glo ek nie? Ek lees verder, gaan vir jy mooi deel vir my. Geen bewussyn meer van sonde sou gehad het nie, as daai offers gewerk het. Maar in die offers is daar jaar na jare herinnering aan sondes. Met ander woorde, die Ou Testament rituele het my net 'n bewussyn gegee van die verkeerde. Maar nooit 'n vryheid van my gemoed nie. Net herinner wat het jy verkeerd. So elke jaar as ek opgaan met offertyd, is ek bewus hoe swak. Hoe verkeerd. Daarom moet ek en jy ons lewe versigtig rig, dat wat ek en jy doen tot sy lof en sy ere, is 'n dankbaarheid. Ek is verlos, ek is vry, ek is geseënd, ek is u kind, ek is u erfgenaam. Amen. Nou mooi. Daarom sê hy, en hieroor gaan ek baie praat vanmôre, as hy in die wêreld inkom, dis Yeshua, hè, toe hy gebore was, slagoffer, spysoffer, hier is 'n groot rede, ek gaan net weer sê, slagoffer, spysoffer, wat beteken dit? Slagoffer, spysoffer, daar was 'n groot rede, ek gaan dit, wacht, los, ek sal dit net nou gou sê, gaan ek vir u mooi dit duidelik maak, slagoffer, spysoffer, wou u nie hê nie, maar, sê maar, is 'n reuse maar, ek gaan vanmôre oor hierdie maar gou praat, maar, u het vir my 'n liggaam geberei. Brandoffer, sondoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe. Hoor nou mooi, om u wil te doen, o God. U wil. Nadat jy bo gespreek het, slagoffer, spysoffer, brandoffer, sondoffer, wou u nie hê nie, het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word, het hy daarna gesê, kyk, ek kom, om u wil te doen, o God. Hoor nou mooi, hy neem die eerste, wat die wet is, neem hy weg, om die tweede, wat die genade is, daar te stel. Hoor nou mooi in vers 10. Deur hierdie wil, met ander woord, die wil van die Vader, nie die wil van wet en offers nie. Wat is die wil van die Vader? Ek het vir jou, my seun, 'n liggaam geberei. Dis die wil. Daarom het hy gesê, ek kom om u wil te doen. Nadat hy agtergekom het, sy Vader het om 'n liggaam geberei.
Ag, ek het nou nie so gedink nie, maar mag ek vra, kan 'n bietjie langer as normaal vanmôre bedien? Ja. Ek kom nou so agter, ek kom nou vreeslik baie goed. Maar Anna, stop as jy agterkom, dis te lank. Deur hierdie wil, wat nou mooi, is ons geheilig. Deur die offer van die liggaam van Jafashua, net eenmaal. Elke priester staan wel dag vir dag om diens waar te neem en dikwels dieselfde offers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy, Jafashua, nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het, gaan vanmôre hieroor baie duidelikheid gee. Net een slagoffer, vir altyd het hy gaan sit. Aan die reg, met ander woorde, kyk nou net, toe die offer geen gebrek het nie. En die offer is by die Vader aangeneem. Toe gee die Vader hom 'n sitplek. Direk langs hom. Wat beteken dit? Dit beteken volle gesag wat ek het. Volle mag wat ek het. Jy sit langs my, jy regeer saam met my, jy beheer saam met my. Jy kom aan niks toe. Nou sê hy in die vorige vers, dis deur hierdie wil. Met ander woorde, die wil van die Vader is. Ek gaan nou iets sê, en baie gaan dit nie vat nie, maar ek bid jou genade. Die wil van die Vader is, kom sit julle almal by my. Met ander woorde, laat julle geen bewussyn meer hê van die verlede. Maar net 'n bewussyn het van wie, of laat ek dit so stel, ek is wat ek is in julle. Nie julle nie, ek is wat ek is in julle. Luister maar, Jafashua sit langs Jaffa, omdat Jaffa is wat Jaffa is in hom. Maar luister maar, hy het die wil van sy Vader kom doen. En nou sê, deur hierdie wil word ek en jy gereinig. Met ander woorde, die Vader se plan moet van my en jou besit. Hier's geen perke nie. Ek sê, ek raak net, ek vat net aan die deur vanmôre. Ons sal verder mooi gee. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir sondes gebring het, vir altyd gesit aan die regterkant van God. Hoor nou mooi. En wag nou verder totdat sy vyande gemaak is voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Wow, ek herhaal dit. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee ons getuienis. Met ander woorde, die Heilige Gees herinner ons, bevrug ons, praat met ons en sê vir ons, wat het die Vader oor julle begeer gedoen gemaak in Jafashua, so almal van julle wat hom aangeneem het en aan hom behoort, hier is julle regte. Die Heilige Gees gee dit vir ons. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat met hulle sal sluit na die dae, spreek Jaffa verder, ek sal my wette gee in hulle, met ander woorde geestelike oor, in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Nou as hy nie daaraan wil dink, waarom wil jy daaraan dink?
Die feit dat u en ek om vergifnis vir 'n ding vra, gee hy vir ons. Maar die oomblik as ek en jy 'n bewussyn hou van skuldgevoel, beteken dit jy maak hom weer openlik tot skande. Jy onderskei dan nie die liggaam wat geoffer was nie. Met ander woorde, jy glo, en daarom het ek en jy verkeerde bewussyn dan nog. Ek is nog skuldig. Met ander woorde, die offer van eenmaal, glo ek en jy nie was volmaak nie. Ernstig. Met ander woorde, ek expose my negativiteit en my ongeloof teenoor hom. Ek gaan die laaste versie lees. Waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is, hoor nou mooi, is daar geen offer. Met ander woorde, die oomblik as jy vergewe is jy vergeet. Nou hoef jy nie weer 'n offer te bring. Want luister, in elk geval bestaan die mense offers nie meer nie. Yahshua se offer was die finale een. En as ek sy offer gevat het, dan moet my bewussyn skoon wees. As hy nie skoon is nie, het hom nie gevat nie. En ek kan hierdie diens nou 'n uitnodiging maak en ons kan klaarmaak. Want hierdie is 'n preek op sy eie. En sonder om julle te kritiseer, uit my ondervindings besef ek die skuldgevoele. En ek hoor hoe praat mense. En laat hy nou iemand inkom in 'n verlam reistool hier ingestoot word, dan gaan die meerderheid sê, wel ek kan nie vir hom bid, want ek het nie daai geloof nie. Om te sê ek het nie daai geloof nie, beteken ek glo nie volle offer. Ja, absolutely. Ek bestraf nou en ek verbreek nou elke skuldgevoelgees wat enige een van ek en jy mag hê. Ek breek dit nou, ek bestraf dit nou en ek verklaar dat Yahshua se offer 'n volbragte en 'n volmaakte offer was en is. En ek maak nou los in elkeen 'n vrymoedigheid, 'n waarheid. Ek is wat ek is, bly nou in jou en leef nou in jou. Met ander woorde, sy wil nie meer my en jou swakheid nie, sy wil is die liggaam van volheid. Laat dit so wees. Wie wil hom net 'n handeklap offer? Net 'n dankie. Maak dit los in jou gees. Maak dit los in jou gees. Laat dit 'n werklikheid word. Ongelowigheid sterwe. Elke vorm van onvrymoedigheid vergaan. Hier kom 'n guns, hier kom 'n krag, hier kom 'n heerlikheid, 'n vrymoedigheid. Ek is wat ek is in jou, met jou, saam jou, en met alles wat jy in my naam vra. Hoe moet ons dit gesing vanmôre? Dit sal so wees. Ek gaan 'n manifestasie doen en vergewe my dat ek dit doen. Is net om u te help. Ek weier om nooit 'n lekker preke te preek sonder krag. Ek soek 'n manifestasie. Elkeen wat vanmôre sê, ek wil hierdie waarheid vat. Ek gaan hierdie waarheid vat. Ek vra jou net vir 2 sekondes staan reguit op jou voete en sê ek vat nou hierdie waarheid. En hierdie staan wat ek staan is 'n manifestasie. Yahshua, ek vat u volheid. Ek vat u volle gunskrag
en vat uit my weg uit elke vorm van bewussyn, elke vorm van kleingelowigheid, en ek beweeg van nou af in u heilige volheid. En as jy ervaar, hier is hy by jou, as jy ervaar, hy hou gemeenskappe, en as jy ervaar, hy hoor jou, gee hom 'n dank, gee hom 'n prys, want ek hoor u, ek ervaar u, ek belewe u. Abashabarabatara, kebarabosebendu. Elkeen wat het saam met my glo, sy krag raak los in hierdie krieldorp, sy heerlikheid raak los in hierdie krieldorp, sy almag manifesteer, sy bonatuurlikheid manifesteer, alles tot sy lof, sy ere. Halleluja! Laat dit so wees, ek kan die sitplek neem, so baie dankie. Ek besef nou, hoe in lyn ek en die voorsangers deur dieselfde gees gebevrug was. Want al die koortjies bevestig hierdie woord. Al die koortjies het 'n absolute fondasie gelê vir die woord vanmôre. Ek vat u gou terug. U kan onthou, want u almal het dit gelees al, in sonnaskool gehoor, baie preke gehoor, tydens Egipte, met die Israeliete, nou onthou, Egipte Farao, die vyand, Israel, God se mense, maar in 'n belering, slawerny, waar hulle geroep word deur hulle skepper gehoor. Hulle is in slawerny, dis sy volk, maar hulle is in slawerny, wat nie 'n mooi is nie, dis 'n negatief. Maar in hulle slawerny roep hulle tot hom. Hy antwoord. Hy besluit, hy gaan jou Moses salf, Moses seun, u ken die hele saak. Moses gaan soontoe en hy doen die eerste wonderwerk om Farao te oortuig, laat God se volk gaan. Op daai oomblik kom Farao met 'n teenwonderwerk, towery. En hy doen presies dieselfde. En net daar besluit God, ek gaan nou sy hart verhard. En nou gaan ek 10 plaag bring. Hoor nou mooi. Ek gee u gou groot raad, en u moet nou vat wat ek sê. Hoe baie maal in my en jou verhouding met God, het hy vir ons 'n wonderwerk gedoen, waaroor ek en jy gebid het. Ons het gebid. Maar met die wonderwerk, kom Satan met 'n teenberowing. Wie verstaan waarvan ek praat? Luister nou mooi, nou moet jy leer. Daarop besluit God, nou jou Satan, jou berowingsgees, nou gaan ek jou verhard. Maar in hierdie verharding gaan ek jou 'n les leer. Maar my volk, my siel, my kind, my dogter, sal op die 10de plaag as oorwinnaar in die stryd tree. Met ander woorde, die wat glo, is nie haastig. En verstaan, baie keer kry ek en jy deur gebed dadelik 'n antwoord, maar dadelik 'n teëspoed. Dan word Satan se hart verhard. En nou kan ek en jy nie baie mooi die koukie by die oor bring nie, maar nou moet jy vasbyt. Vir 10 plaag. En hierin val so baie van die geloof. Hierin gee so baie van die geloof tou op en moed op. En nou praat ek van myself deur ondervinding wat ek die afgelope tyd met myself deurgegaan het, hoe ek moes bly glo, ongeag wat gebeur het en wat gemanifesteer het. Kan ek onthou in hierdie week toe bring ek my tot 'n stilstand en ek roep en ek bely net sy woord, Vanmôre voel ek 'n oorwinnaar, ek voel geseënder as ooit in my lewe, ooit tevore, vanweë sy goedheid, sy guns. So ek wil u motivate, as die stryd kom weer, die vyand se hart is verhard, maar by die 10de plaag, luister mooi, gaan jy nie net oorwin
liggaam toe en maak vir julle by mekaar. Met ander woorde, dit wat hy vir jare of vir hoe lang by jou nou gesteel het, gaan terug en vat soveel as wat jy nodig het. Wie verlang dit? Vat soveel as wat jy kan. Ek gee vir jou 'n dubbele, of ek gee vir jou 'n oop check. Jy kan vat. Jy kan onthou, ek gaan nou vinnig. Jy ken daai hele geskiedenis. En ook toe kom die 10de plaag. En God praat deur Moses en hy sê vir Moses, praat met die volk, sê vir hulle, is die 10de een. Hulle moet 'n lammetjie kry. Vir soveel dae moet hulle hom mooi vet maak, mooi na hom kyk, goeie een, 'n beste een, as 'n lammetjie en die kry 'n bok, maak nie saak nie. En dan 'n familie wat te klein is, hier's 'n verskriklike lering. 'n Familie wat te klein is, praat met jou buurfamilie, maar dan kan julle die een lam saambring, maar altyd moet dit net saam in eenheid wees hieroor. En dan moet julle, luister mooi, julle moet die bokkie vat, en julle moet sy bloed vat. En die bloed moet julle aan die deurposte, moet julle sit. Jy moet nou dit mooi snap wat ek hier sê. En dan moet julle die bokkie self vat, party gaan my nie hou wat ek nou gaan sê nie. En dan moet julle hierdie bokkie vat, of hierdie lammetjie, en dan moet julle dit gaar maak. Dit moet gebraai word, nie gekook word nie. So terloops, krijg ek het gebraai word. En dan sê hy, hier's 'n krisis saak wat jy nou moet hoor. Dan sê hy, en dit wat Nico, onthou wat Nico preek, het ek nie gelees nie. Behalwe uit die woord. Ek sonder net met die Bybel af. En wat ek hoor is geesinspraak. Ek sê goed dat ek by aangehoor het nie. Nou sê hy, dan vat jy die bloedspirit in die deurposte, en dan vat jy hierdie bokkie. Allemaal gaan dit nie nou laat nie. Die afval ook. Hy noem in die Bybel, die voetjies en die kop. Braai dit. En dit moet opgeëet word. En as ek sien baie vrouens Chinesies. Dit moet alles opgeëet word. Dit is 'n verskriklike waarheid hier aan. Opgeëet word. En dan maak hy 'n verskriklike reëling. Gaan nou vir u sê hoekom verskriklik. Dit wat nie opgeëet kon word nie, moet dan verbrand word. Met ander woorde, daar mag niks van hierdie liggaam oorbly nie, rond lê nie. Nou mooi, nou ek kan nou, wil jy moet besef, en daardie aand, of ek gaan dit nou maar moniteer in die huis van net hier vir 'n oomblik. Besef nou mooi. Of nie, ek sal net nou terugkom hierna. Oop, ja, die Gees onthou my. Die bloed wat aan die deurposte gesmeer was, het die eerstgeborene in die huis gebewaar. Die deur of die huis wat nie bloed aan die deur gehad het nie, het die eerstgeborene verloor. Hoor nou mooi. Ek vra jou na die eerste plaag het ek vir jou gewys, ek wil jou help. Die vyand het gekom en het jou beroof en nou het ek sy hart verhard en as jy 10 plaag kan vashou op die 10de plaag, hoor nou mooi, maak ek die eerstgeborene van die vyand dood. Maar die eerstgeborene van my volk sal bly lewe. Wie is my en jou eerstgeborene? Die eerstgeborene sal bly lewe. Wat 'n manifestasie, of kom ek herhaal wat die skrif gesê het in die eerste vers, wat 'n skaduwee van toekomstige weldade. Hoor nou mooi. Van die bloed sit dit aan julle deure. Wie's by my? Sit duidelik vir almal. Maar van die liggaam, die hele liggaam, baie min
kop en die voetjies. Maar as jy nou na eskatologie toe gaan in Openbaring, jy sien wat beteken die kop en die voetjies. Hoor nou mooi. Nou sê hy, eet die hele liggaam. Nagmaal. En as daar iets is in die liggaam, wat bietjie bokant toe vuur maak is, los dit, maar verbrand dit. Met ander woorde, dit wat in my woord to handle vir jou is, verbrand dit. Luister, die lam verskyn in Openbaring asof geslag. Wie begin net vir 'n oomblik agterkom, dis nie tradisie daai tafel nie. Dis 'n geestelike manifestasie van wat glo ek en wat glo ek nie. Die bloed aan die deurposte. Die bloed sê, ek is bewaar. Ek het in hom ewige lewe. Maar die liggaam, nou kan jy verstaan hoekom hy sê, eet en drink tot my gedagtenis. Wat luister in die skaduwee tyd, het die Vader al die skaduwee gegee. Of jy vat my hele woord, en dit wat jy nie wil vat nie, brand dit. Met ander woorde, besluit, wat se openbarings vat jy, en wat se openbarings vat jy nie. Dit wat jy nie vat nie, gaan nooit vir jou manifesteer nie. So dit wat jy eet bepaal, tot watter mate sal ek ingaan, wat wees en nie wees nie. Is ek reg as ek sê, ek kan eintlik nou ophou preek. Ek kan nou uitnodig gemaak en ons almal gaan uitneem. Maar nee, ek het nou net so 'n bietjie gesê van wat ek wil sê. Hierdie bloed het in die geestesrealm so kragtig gemanifesteer, dat die gees van die dood kon nie ingaan nie, al wou hy. In die hele geestesrealm was dit bekend gewees. Die Skepper, die Vader het besluit, vandag plaas ek volle gesag, volle mag in die bloed van 'n lam, wat die skaduwee is van my eie seun. So vandag sal die berowingsgees, sal die vyandige gees nie by hierdie huis kan ingaan nie. Maar hy sal ingang vind waar my bloed, die bloed van die lam, nie aan is. Die geheim, het ek nou vir u gehoor, spysoffer, slagoffer, spys, bloed, 'n geslag bloed, spys, eet. As jy die hele lammetjie eet, beteken dit vir daardie gesin, gaan my volle belofte op jou en jou gesin rus. Eet jy net wat jy like en wat jy wil, moet nooit huil, as die volle beloftes nie oor jou en jou gesin kom nie. Maar jy sê, waar is ek nie? Toe ek gegee het, toe besluit jy, ek verbrand dit. Ek
eet dit nie. Nou hierdie bloed het net vir die aand hierdie krag gehad. Met ander woorde, dit was 'n skaduwee vir die bloed wat nog moet kom. Die heilige bloed. Die bloed wat nie net vir een aand beskerm en bewaar nie, maar die bloed wat 'n krag het en wat 'n gesag het en wat manifesteer tot in die ewige. Halleluja. Wie is bly? Wie is dankbaar? Is hier iemand in hierdie plek wat begin besef wat was die skaduwee? Is hier iemand wat begin besef hoe heilig die nagmaal is? Wat hierdie nagmaal, Hanna probeer hom altyd so mooi maak en die wat dek probeer dit altyd so mooi maak en is pragtig en is mooi, maar mag ons vanmôre 'n insig kry, 'n openbaring kry, 'n besef kry, regtig wat beteken daardie wyntjie, wat beteken daardie stukkie brood? Luister mooi, en as jy nie die volheid daarvan kan vat nie, verbrand. 'n gewag vir die ware bloed. Nou sê hy, nou moet jy mooi bereid. Het ek almal se aandag nog? Sorry dat ek vra, want ek wil nie iets met vanmôre verlore gaan nie. Probeer nie arrogant wees nie. Vers 5. Daarom sê hy, toe hy in die wêreld, nou moet jy mooi luister, inkom. Met ander woorde by geboorte, in 'n stal, in bed, sê, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar hoor nou wat sê, maar u het vir my 'n liggaam berei. Met ander woorde, u gee my nou iets wat ek nie gehad het nie. Seker hè? O, trek goed die asem in. Diep, hou daar. Ek blaas hom uit. Hier kom nou groot erns. Hoor mooi. Hy berei hom 'n liggaam, vlees en bloed. Hy is gees, hy was gees. Nou word hy deur Maria gebore. Nou sy vlees en bloed. Julle by my. Nou luister mooi. Hoor nou mooi. Om vlees, net alle aandag. Om vlees en bloed te word, moes jy geëet het by die boom kennis goed en kwaad. Want eers het hy hulle gemaak uit stof, blaas in die asem van die lewe in hulle, sodat hulle lewende siele geword. En daai siele het met God self gekommunikeer. Met ander woorde, was gees. En God wou hulle gees hou. Hy wou hulle volmaaktheid hou. En daarom sê, moenie, en as het moet, en hy gee my toestel, gaan ek vanaand by die berg by die kas sê, daarom sê hy vir hulle, moenie eet van die boom. Want as die oomblik as jy daarvan eet, verloor jy die gees heerlikheid. Die gees gesag. Die gees mag. En dan sien jy vlees raak. Dan begin jy begeertes na vleeslike dinge kry. So ek wil nie hê, jy moet eet van die boom van kennis, goed en kwaad nie. Want ek het julle gees gemaak. Daarom was hulle gekleed met heerlikheid. Hulle was nie vlees en bloed nie. Gaan lees dit self. Daar baie lering hier, julle almal behoort dit nou al te weet. Was nie gees en bloed, vlees en bloed nie. Ja, was net gees. Maar die oomblik toe hulle eet, toe word hulle vlees en bloed. Mens. Nou sê hy, toe ek inkom, toe sê hy spysoffer en 'n slagoffer vir u nie, maar u het vir my 'n liggaam. Met ander woorde, u gee my ook 'n vlees en bloed. Alhoewel ek nie geëet het nie.
Want as ek geëet het, is die offer nie volmaak nie. En Jahwe die Vader het 'n offer gesoek wat bewussyn kan skoonmaak. Swakheid van die vlees kan wegvat. En 'n goddelike heerlikheid weer kan teruggee. Mag ek op hierdie stadium vra, is hier iemand in hierdie plek wat glo, ek kan 'n goddelike heerlikheid weer inkom? Dankie. Dankie vir julle wat glo. So hy gee hom 'n liggaam, hy berei hom een, alhoewel hy nie geëet het van die boom kennis goed en kwaad nie, gee hy hom hierdie liggaam, 'n vleesbloed liggaam, sodat 'n volmaakte offer geoffer kan word. Luister mooi, en die Vader het besluit, as hierdie offer gebring word, gaan ek vir altyd swakheid, negativiteit tot niet maak. As gevolg van hierdie offer. Met ander woorde, Jahwe het as 'n mens gekom. Skrif sê vervloek is elke wat in 'n kruishout hang. Hy het as 'n mens gekom, met ander woorde, 'n mens offer vir 'n mens. 'n Mens offer vir 'n mens. Net mens kan vir mens. Stiere, diere, nie vir 'n mens nie. Maar 'n mens vir 'n mens. Maar die geheim was, hierdie ander mens was sonder enige vorm van sonde. En hy het die prys gebetaal, en die Vader het hierdie prys aangeneem. Luister mooi, wat het die Vader in hierdie prys af, wat het hierdie offer van Jahwe gedoen? Hierdie offer was gedoen mens vir mens, sodat, nou moet jy mooi luister, sodat die mens, die gevalle een, ons is allemaal uit die tyd van Eden, die gevalle mens, geherstel kan word, in die staat van Eden. As jy luister wat ek nou gesê, en jy glo dit, waai net so. Hy het hierdie prys betaal, want hy wil 'n offer bring. Hoor nou mooi. En as ek nou vinnig hardloop, ek wil dit nou nie dit doen nie, maar gaan maar. Op 'n stadium sê hierdie mens self, ag verheerlik my, oor die heerlikheid, wat ek by u gehad het, voordat ek gekom het. Met ander woorde, my bestel is nie 'n mens nie. My bestel is nie vlees en bloed nie. Maar ek sal vlees en ek sal bloed word. Hoor nou mooi. Sodat u Vader alle vlees en alle bloed kan terug wederbaar. Is iemand wat hoor? Kan terug wederbaar. Terug na 'n lewende siel. Heilig en rein u. Met ander woorde, uit hierdie wêreld uitvat en weer in u teenwoordigheid plaas. Hulle weer die vermoë gee om net met u te kan kommunikeer. So besef vanmôre, wat glo ek en wat glo ek nie. Daarom sê hy, het die prys betaal eenmaal. Hoor nou mooi, hy het hom net eenmaal gebetaal. Deur hierdie wil
is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jahweh net eenmaal. Ek kom terug, ek eet en ek drink, of 'n oordeel oor myself. Wanneer eet en drink ek 'n oordeel oor myself? Wanneer ek die liggaam nie onderskei nie. Met ander woorde, ek besef nie, hy het 'n mens geword, of vir my as mens die prys te betaal, sodat ek as mens weer gewederbaar kan word. Hoor nou mooi. En tot die volheid van die liggaam kan manifesteer. Met ander woorde, wanneer ek sy bloed glo, dan glo ek in totale beskerming. Maar wanneer ek sy liggaam eet ek nuwe lewe. Eet ek wederbaring. Eet ek 'n terugkeer na die oorspronklike. Hoor mooi. Hy het nie 'n prys betaal soos ek en jy roem en dis reg, redding, verlossing, redding. Nee, bigger than that. Nou major die kerk op redding, verlossing en gawes. Is way bigger than that. Is om ons terug te bring. Ek sê, is om ons terug te bring. Ek herhaal, is om ons terug te bring. Hy soek my en jou weer in die tuin. Hy soek my en jou weer in 'n geselskap. Hy soek my en jou weer in 'n ervaring. Hy soek my en jou weer weg van die vlees en die bloed, maar hy soek my en jou in die volle. Maar nou kan jy vra, how is it possible? Moenie optree soos Nikodemus nie. Daarom sê vir Nikodemus, jy moet weergebore word. Wat beteken weergebore? Dit beteken, ek klim uit die vlees en bloed uit. Ek kom terug in die heerlikheid, mag ek dit noem? Jeremia 1:5. Toe ek nog in die moederskoot was. Halleluja. Het hy my al geroep. Het hy my al geken. Toe ek nog nie sonde geweet het, nog nie geëet het, waar ek nie moes geëet het nie. Toe weet hy. En nou sê Jahweh, hy sê, gee my die heerlikheid wat ek by u gehad het. Nou mag die kinders van God ook sê, gee my die heerlikheid, gee my die heerlikheid. En nou verduidelik hy dit vir Nikodemus. Nikodemus sê, hoe is dit moontlik? Hy sê, jou dwaas. Jy's 'n prediker en jy weet nie as jy dit goed nie. Net so kan jy vanmôre dalk sit en ek kanselleer daai geeste. Dalk sit, hoe kan dit moontlik wees? Dis moontlik deur die prys. Die volmaakte offer wat Jahweh geoffer het. Nou luister nou, hoe maak ek 'n deel van my? Ek vat sy bloed. Want luister my, by die nag beteken stryd, probleme, krisisse, aanvalle, kom die doodsengel. Waarom dan die bloed aan die hartsteer is? Kan die krisis, kan die negatief, kan die berowing, kan dit nie in my huis, hier's my huis. My huis is hy. Amen. Ek is sy tempel. Wie hoor het? Van wie die bloed kan dit nie inkom nie. Met ander woorde, ek het die bloed gevat, ek het die volle bevrugting van wat is die bloed, wat 'n gesag, wat 'n mag, wat 'n heerlikheid het die bloed. Met ander woorde, ongeag hoe donker die nag is, ongeag wat se winde waai in die nag, ongeag hoe koud dit is, ongeag die haal en die reën, daar's beskerming, daar is 'n bewaring, daar's 'n ontferming, want ek is veilig as sy tempel. Die bloed
hou die probleme ver. Wie hoor? Dit beteken die bloed het die bewussyn van swakheid weggevat. Want luister, as die nagkrisisse kom, dan dink ek en jy, hoekom het ek nie gister dit gedoen en dit gedoen en dit gedoen nie? Maar die bloed sê, it is. Skree dit uit. Finish! Met ander woorde, in die hitte van die stryd, wanneer die kabels ruk en die winde pluk, dan getuig die bloed, you are safe. En ek verklaar oor my lippe, jou pes, jou vloek, jou haat, jou nait, gaan verby. Gaan verby. Wie hoor? Gaan verby. Halleluja. Maar die liggaam, wanneer ek die liggaam eet, dan eet ek sy belofte. Deur hierdie liggaam is julle geheilig en gereinig. Deur hierdie liggaam sal die volheid van die Godheid op jou rus. Maar as ek eet en ek vat nie iets van sy woord nie, dan sê hy, gaan verbrand dit. Met ander woorde, sê maar, ek glo net in dit en dit, maar glo nie in dit en dit nie. Daarom was dit vir Israel krisis. Eet alles op. Anderste sou hulle nooit deur Farao losgemaak word. Ek herhaal, en ek dink ek moet hier klaarmaak. Hoor mooi, ek tel die gees op. Hoor mooi. By die 10de plaag sterf die eerstgeborene van die vyand. Hy het hom uitgeklee. In die openbaar het hy hom tentoongestel. En die ewige hel wag vir hom. Hy het gesterwe. Wie hoor? Hy het gesterwe toe die Seun van God sê, ek kom u wil. Toe hy in die beker kyk en hy sien waardeur hy moet gaan, toe sê hy, ek weet nie, kan hierdie beker nie maar verby gaan nie, maar toe sê hy, maar nogtans, amper het die vyand 'n moed gekry, amper het die vyand gedink, ek gaan hierdie stryd wen, maar toe sê hy, nogtans nie my wil nie, maar ek is 'n heilige offer, ek is 'n rein offer, ek is 'n volmaakte offer, en elkeen wat my eet, daarom sê hy, ek eet dit nou saam julle vir die laaste keer, maar doen dit so dikwels, hoekom dikwels? Jy kan nie sonder die woord nie, van die woord het nuwe voedingskrag elke dag, bemoediging, aanmoediging, geloof, elke dag. Dan sê, totdat ons mekaar gaan sien. Van aangesig tot aangesig. Dan gaan ons vir 'n laaste maal. Ag, ek gaan julle nie nou vermoei daarmee nie. Ek weet wat beteken hierdie laaste maal. Ek weet wat is hierdie laaste maal. Daarom word die bruid 7 jaar toegesluit. Vir 'n laaste maal, eenwording tot finaliteit. So die volle opstanding heerlikheid, die volle oorwinnings, die volle herstel, finaal gemanifesteer. Julle sit nou waar ek sit. Ek gaan dit so sê,
vanweë baie van julle se geloof. En nou kry ek name wat hier sit. Volharding. Moes jy 10 plae deurgaan. Wat dan God. Hoor mooi. Jou vyand het sy eersgeborene verloor. Ek sê jou vyand het sy eersgeborene verloor. Dit beteken jy trek uit in die volle guns. Jy trek uit. Wie wil hom eer? Wie wil hom? Jy trek uit in die volle genade. Jy trek uit in die volle genesing. Jy trek uit in die volle voorsiening. Jy trek uit in die volheid van sy krag. In die volheid van sy heerlikheid. Halleluja! En vanmorgen sê jy, ek wil net u wil doen. Nou vra hulle vir hom, wat is die wil van die Vader? Hy sê dat julle in my moet glo. Eet my hele liggaam, nie net 'n bietjie nie. Dis die wil van my Vader. Eet my hele liggaam. Daar is sy tafel. Gaan eet. Maar wanneer jy eet vanmôre, moet jy mooi jou gees reg hê. Ek vat alles. In hierdie stukkie gaan ek niks uitlos nie. Maar ek eet vanmôre u woord. U volheid in my. En ek verseël u woord met die bloed. Verseël u woord met die bloed. En terwyl die woord en die bloed in my, oor my en deur my is, kan geen Satan my verder beroof en van my al weghou nie. Halleluja. Eintlik sal ek julle almal graag hiervoor nou wil hê. Want ek wil hê almal moet hande vat. Want ek wil hierdie volle belofte oor julle losmaak vandag. Maar moenie kom omdat ek vra nie, net omdat jy glo. Simon, so jammer, ek het jou nie hier gesien net nou nie. Maar 'n dubbele deel van mamma en van ouma ook op jou lewe vir jou, hoor. Opreg. Maak seker jou hand is op iemand of in iemand se ander hand. En ek wil vanmôre kanselleer enige vorm van 'n Nikodemusgees. How is it possible? It is possible. Hy kan jou vandag, en wat ek van julle elkeen vra, dat jy net nou oor jou lippe sal prewel. Dit wat u in die moederskoot van my gesien het. Dit wat u in die moederskoot van my gepraat het, maak dit nou los oor my. Ek release die volheid van wat u in my gesien het in die moederskoot. U daar 'n roeping oor my losgemaak. U daar al klaar geweet, u gaan my vandag wederbaar. Nou breek alle swakhede, ek sien dit breek. Alle swakhede breek nou. Alle negatiewe bewussyne breek nou, dit breek nou. Dit breek nou. Hy kan en hy gaan jou salf. Hy kan en hy gaan jou seën. Hy kan en hy gaan jou gebruik. Hy gaan die volle belofte. Hy haal die volle belofte in die moederskoot nou uit. En hy gaan dit in jou vervul. Hy het jou geroep bo familie, bo bloedlyne, bo omstandighede, bo vloeke, bindinge en allerhande omstandighede. Hy het jou geroep as 'n koningsseun. Hy het jou geroep as 'n koningsdogter. En vanmôre maak hy dit los. Dit breek nou, yes, dit breek, ja. Dit breek, ja. Hier's 'n deurbraak, hier's deurbraak. Hierdie vloeke breek nou. Hierdie bindinge breek nou. O, hy herstel jou. Die offer van sy seun. Jy het nou net sy seun geëet. Jy het nou net sy seun gedrink. Hierdie volle krag kom nou oor jou. Hierdie volle heerlikheid kom nou oor jou. Salf jou nou. Seën jou nou. En bevrug.
Hou met hom kontak, laat het so wees. O, hy sê alles wat asem het, loof hom en prys hom. Alles wat asem het, loof hom en prys hom. Alles wat asem het, of waai net so 'n bietjie jou lof voor hom, jou dankbaarheid voor hom. O, ek verseën elkeen se geloof nou, en ek verseën elkeen se ontvangs nou, en ek verplaas nou 'n beskerming van die bloed, en ek kanselleer enige vorm van berowing. Ek maak los goedheid en guns. Ek maak los sy goedheid en sy guns. En dit wat jy nie gedink het nie kan nie, maak ek nou los tot sy lof en eer. Dit sal so wees. Halleluja, halleluja. Prys. Halleluja. Voor u nie sitplek neem nie. As jy van die begin tot aan die einde in die gees was, sal jy verstaan wat die woord nou sê. Hy sê terwyl ons gehoor het. Hy sê terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die allerheiligste in te gaan deur die bloed van Jahweh op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel van sy vlees.